Goeiemiddag jaar 4, hier is julle Afrikaanse leerpapier vir natuurwetenskap, energie en verandering, elektrisiteit. Kwartaal 3, die datum van die toets is die 12de September. Wat is elektrisiteit? Elektrisiteit is die vloei van lading rondom 'n stroombaan wat energie van die battery of krag toevoer na komponente soos lampe en motors vervoer. Elektrisiteit kan slegs vloei as daar 'n volledige stroombaan is. Elektriese selle staan algemeen bekend as batterye. 'n Battery is 'n groep selle wat verbind is. Elektriese selle is 'n bron van elektrisiteit en produseer 'n stroom wat deur 'n stroombaan vloei. 'n Sel is dus 'n bron van energie. 'n Sel is iets wat 'n elektriese stroom produseer as gevolg van 'n chemiese reaksie. Die stroom is die vloeitempo van elektriese lading. Die stroom bestaan uit negatief gelaaide deeltjies wat elektrone genoem word. Elektrone beweeg rond of vloei in 'n stroombaan. Dus, om 'n stroom te laat vloei, moet 'n bron van energie bygevoeg word. Elektriese stroom is geneig om van die positiewe terminaal na die negatiewe terminaal van 'n sel deur die eksterne stroombaan te vloei. Dit staan bekend as konvensionele stroom. Elektrisiteit in die meeste geleiers laat die vloei van elektrone van die negatiewe na die positiewe terminaal toe. Spanning en stroom. Die vloei van lading of aantal elektrone wat deur die draad vloei, word die stroom genoem. Dit is die tempo waarteen elektriese ladings deur 'n geleier gaan. Stroom word gemeet in ampere of amp. Vir 'n lading om te vloei het dit 'n druk of 'n krag nodig. Dit word voorsien deur spanning, ook genoem potentiaalverskil, en word in volt gemeet. 'n Potentiaal of druk bou aan die een kant van die draad op as gevolg van 'n oormaat negatief gelaaide elektrone. Die lading vloei van 'n hoë potentiële energie na lae potentiële energie. Tipe stroom. Wisselstroom, WS, is 'n elektriese stroom waar die rigting van die vloei van elektrone met gereelde tussenposes of siklusse heen en weer skakel. Stroom wat in kraglyne vloei en normale huishoudelike elektrisiteit wat uit 'n muuraansluiting kom is wisselstroom. Gelykstroom is elektriese stroom wat konsekwent in een rigting vloei. Die stroom wat in 'n vliegtuig of 'n ander toestel vloei wat op batterye werk word gelykstroom genoem. Geleiers en isolators. Sommige materiale laat elektrisiteit deur. Hierdie materiale word geleiers genoem. Materiale wat nie elektrisiteit deurlaat nie, word isolators genoem. Isolators kan jou beskerm teen skok deur elektrisiteit. Die meeste metale is geleiers en die meeste nie-metale is isolators. Weerstand. 'n Geleier soos 'n stuk metaal het sy atome so gerangskik dat elektrone maklik om die atome kan beweeg met min wrywing of weerstand. Goud, silwer en koper het byvoorbeeld lae weerstand, wat beteken dat stroom maklik deur hierdie materiale kan vloei. In 'n nie-geleier of swak geleier is die atome gerangskik om die beweging van die elektrone grootliks te weerstaan of te belemmer. Glas, plastiek en hout het uiters hoë weerstand, wat beteken dat stroom nie maklik deur hierdie materiale kan gaan nie. Weerstande laat elektrone vloei, maar bied 'n mate van weerstand. Die weerstand of elektriese wrywing word in ohm gemeet. Die volgende faktore beïnvloed weerstand in 'n stroombaan. Die tipe materiaal. Verskillende materiale het verskillende weerstande. Koperdraad dra groter stroom as 'n nikroomdraad van dieselfde dikte. Dikte van die geleier. Dunne drade het meer weerstand as dikker drade. Dit beteken dat 'n nikroomdraad met 'n groter deursnee minder weerstand sal hê as een met 'n kleiner deursnee. Die lengte van die geleier. Langer geleiers het meer weerstand. Temperatuur van die geleier. Warmer geleiers het 'n hoër weerstand. Elektriese stroombane, stroombaandiagramme, serie en parallel. Wat is 'n elektriese stroombaan? Die elektriese stroombaan is 'n geslote stroombaan wat elektrisiteit laat vloei. Dit bestaan uit verskillende komponente wat saamwerk om toestelle soos ligte, motors en elektronika aan te dryf. Tipe stroombane. Daar is 2 hooftipe stroombane. Seriekring, alle komponente is in 'n enkele stroombaan gekoppel. As een komponent ophou werk, breek die hele stroombaan. Parallelle stroombane. Komponente word in verskeie stroombane gekoppel. As een komponent ophou werk, bly die ander funksioneer.
Hierdie is 'n voorbeeld van 'n seriestroombaan en 'n parallelstroombaan. In die seriestroombaan is alles in een kring gekoppel. In die parallelstroombaan het elke gloeilamp sy eie kragtoevoer. Gebruike van eenvoudige seriestroombane. 'n Eenvoudige stroombaan bestaan uit 'n kragbron, 'n geleidingskring of drade en 'n las, soos 'n gloeilamp of 'n motor. Sommige algemene gebruike sluit in 'n flitsligte. Wanneer jy 'n flitslig aanskakel, laat 'n eenvoudige stroombaan die elektriese stroom vloei en die gloeilamp verlig. Elektriese deurklokkies. 'n Eenvoudige stroombaan beheer die leimeganisme in die meeste deurklokkies. Basiese alarms. Baie huishoudelike alarms gebruik eenvoudige stroombane om 'n gonser of lig te aktiveer wanneer dit geaktiveer word. Gebruike van parallelstroombane. Parallelstroombane bied verskeie paaie vir elektrisiteit om te vloei, wat beteken dat as een komponent ophou werk, die ander kan voortgaan om te funksioneer. Enkele voorbeelde sluit in: huishoudelike bedrading. Huise gebruik parallelle stroombane sodat verskillende toestelle onafhanklik kan werk. As een lig afgaan, bly die ander aan. Motor-elektriese stelsels. Voertuie gebruik parallelstroombane om hoofligte, radiostelsels en ligversorging afsonderlik aan te dryf. Kersliggies. Baie moderne dekoratiewe ligte gebruik parallelstroombane wat verseker dat as een gloeilamp uitbrand, die res aanhou gloei. Straatligte. Stede gebruik parallelstroombane vir straatbeligting, sodat individuele ligte kan funksioneer, selfs as een breek. Elektriese komponente en simbole. Die invoer is wat die stroombaan aan of afskakel. Die verwerker bedryf die toestel, dis die brein van die operasie. Die uitset is wat ons sien, hoor of voel wanneer die stroombaan aanskakel, byvoorbeeld lig of wit. Elektriese komponente en simbole. Hier is prente van verskeie elektriese komponente. 'n Geleier is die drade wat byvoorbeeld die stroom lewer en die krag dra deur die stroombaan. 'n Sel is 'n bron van energie vir die elektriese stroombaan. 'n Paar selle wat saam gekoppel is, word 'n battery genoem. 'n Gloeilamp skakel elektriese energie om na lig. 'n Skakelaar, hierdie is 'n oop skakelaar. Dis die toestel in die stroom wat die stroom se pad in 'n elektriese stroombaan oopmaak of toemaak. 'n Gonser verander elektriese energie in klankenergie. Dit lui wanneer die stroom daardeur vloei. 'n Drukskakelaar sluit 'n stroombaan terwyl dit ingehou word. Dit maak die stroom se pad in die elektriese stroombaan oop of toe, slegs wanneer dit gedruk word. Lig-emitterende diode of 'n LED toon die teenwoordigheid van stroom in 'n stroombaan. Teken van diagramme. Gebruik altyd 'n skerp potlood en 'n liniaal om diagramme te teken. Kyk na die diagram hieronder. Daar's 3 selle in die diagram. Die selle is in serie gekoppel. Stroombaan sal nie deur die oopskakelaar werk nie. Die elektriese stroom sal gebreek word omdat die geleidende drade nie gekoppel is nie en geen elektrone kan vloei nie. Die gloeilampe is in parallel gekoppel. 'n Stroombaandiagram het die volgende komponente: 2 selle parallel, 'n oop skakelaar, 'n geslote skakelaar en 3 gloeilampe in serie, kan byvoorbeeld so lyk. Sleutelkonsepte. 'n Nadeel van die verbranding van fossielbrandstowwe is dat dit rook afgee wat die omgewing kan besoedel. 'n Negatiewe uitwerking van steenkoolgebaseerde kragstasies op die omgewing is ligbesoedeling. Brandstof is 'n stof wat kan brand om energie vry te stel. Steenkool, olie, gas en kernmateriaal is nie hernubare energiebronne. 'n Energiebron wat vervang kan word is 'n hernubare hulpbron. 'n Kortsluiting vind plaas wanneer te veel stroom deur 'n deel van die stroombaan vloei en 'n brand kan veroorsaak. 'n Elektrode kan elektrisiteit dra en is gekoppel aan 'n nie-metaaldeel van 'n stroombaan. 'n Sekering is 'n metaalstrook wat smelt wanneer die stroom te hoog word. 'n Turbine is 'n masjien met 'n groot wiel wat draai en elektrisiteit opwek. Stroom word gemeet met 'n ammeter in ampere. Spanning is potensiaalverskil en word gemeet in volt met 'n voltmeter. Konvensionele stroom is die vloeirigting van 'n elektriese stroom van positief tot negatief. 'n Stroombreker is 'n elektriese skakelaar wat outomaties afskakel as die stroom te hoog word.
Weerstande beheer die hoeveelheid stroom wat in die stroomwaan vloei. Stroombrekers, versmeltings en aarddrade is veiligheidsstelsels. Michael Faraday het ontdek dat wanneer magnete en koperdraad naby mekaar beweeg, elektrisiteit opgewek word. Hy het elektromagnete ontdek. Elektriese veiligheid in die werkswinkel. Redes waarom elektriese veiligheid belangrik is. Dit voorkom beserings en ongelukke. Elektrisiteit kan gevaarlik wees as dit nie behoorlik hanteer word nie. Skokke, brandwonde en selfs brande kan voorkom as veiligheidsreëls geïgnoreer word. Beskerm toerusting en gereedskap. Die verkeerde gebruik van elektriese gereedskap kan dit beskadig, wat duur herstelwerk of vervangings tot gevolg het. Dit moedig verantwoordelike werkgewoontes aan. Om te leer om met elektriese toestelle veilig te gebruik, leer verantwoordelikheid en help om noukeurige werkgewoontes te ontwikkel. Dit verseker 'n veilige leeromgewing. Werkwinkels moet 'n veilige leerruimte wees. Deur elektriese veiligheidsreëls te volg, kan op hul vaardighede fokus sonder om vrees vir ongelukke. Berei voor vir toekomstige loopbane. Baie loopbane vereis dat daar met elektriese gereedskap en stelsels gewerk word, om veiligheid te leer en om voor te berei vir werklike situasies. Voordat u met elektriese toerusting werk, moet u die volgende voorsorgmaatreëls tref. Identifiseer potensiële elektriese gevare, beskadigde bedrading en isolasie. Uitsluiting of tag-out prosedures moet gevolg word. Dra persoonlike beskermende toerusting. Noodhulp en noodreaksie moet geoefen word. Geïsoleerde gereedskap en toerusting word gebruik. Kragstuwing en beskermingstoestelle is geïnstalleer en grondvoutstroomonderbrekers is geïnstalleer. Werkswinkel veiligheidwenke. Dra altyd die korrekte persoonlike beskermende toerusting voordat u gereedskap gebruik. Hou die werkspasie skoon en georganiseerd. Volg die instruksies noukeurig wanneer u met masjiene werk. Rapporteer beskadigde gereedskap of toerusting onmiddellik. Moet nooit in die werkswinkel speel of rondhardloop nie. Dit kan gevaarlik wees. Persoonlike beskermende toerusting is noodsaaklik in 'n werkswinkel om jou veiligheid te verseker terwyl jy met gereedskap en masjinerie werk. Inspekteer die kragproppe voordat u met elektriese toerusting werk. Kyk vir skade. Kyk vir krake, brandmerke of verkleuring op die propomhulsel. Inspekteer die kabel, maak seker dat die kabel stewig vasgemaak is en nie gerafel of blootgestel is nie. Soek tekens van oorverhitting. As die prop warm voel of gesmelte dele het, kan dit onveilig wees. Verifieer die bedrading. As die prop verwyderbaar is, maak seker dat die drade korrek gekoppel is. Lewendig, neutraal en aard. Hoekom is persoonlike beskermende toerusting belangrik? Dit voorkom beserings as gevolg van skerp gereedskap en swaar toerusting. Dit beskerm teen stof, chemikalieë en harde geraas. Dit moedig veilige werkgewoontes aan vir toekomstige loopbane. Persoonlike beskermende item en die gebruik daarvan. 'n Veiligheidsbril beskerm die oë teen stof, vonke en vleiende voorwerpe. Handskoene beskerm die hande teen snye, brandwonde en chemikalieë. 'n Voorskoot of oorpak hou jou klere skoon en beskerm die liggaam teen enige mors. Veiligheidsskoene voorkom beserings as gevolg van vallende voorwerpe en gladde oppervlaktes. Gehoorbeskerming, oorproppe of oorbeskermers verminder harde geraas van masjiene om gehoor te beskerm. 'n Stofmasker of respirator voorkom die inaseming van skadelike stof of dampe. 'n Helm of 'n harde hoed beskerm die kop teen vallende voorwerpe. Hernubare en nie-hernubare energie. Nie-hernubare energiebronne is energiebronne wat net een keer gebruik kan word en nie vervang kan word nie. Hierdie hulpbronne sluit fossiel brandstowwe soos steenkool, riolie en aardgas in. Hierdie brandstofbronne is oor miljoene jare gevorm uit prehistoriese plante en diere wat gesterf het en by hoë druk en temperatuur onder die aarde se oppervlak gevorm is. Hulle is duur om te myn. Die gebruik daarvan veroorsaak baie lugbesoedeling en skade aan die omgewing. Hernubare of alternatiewe energiebronne. Hernubare energiebronne is noodsaaklik om ons afhanklikheid van fossiel brandstowwe te verminder en 'n volhoubare toekoms te skep. Ons het alternatiewe energiebronne nodig om 'n volhoubare, skoner
en meer betroubare toekoms te verseker. Hierdie hulpbronne is altyd beskikbaar en veroorsaak minder ligbesoedeling. Sonenergie, deur sonlig op te vang met behulp van sonpanele, kan hierdie energie vir elektrisiteit en verhitting gebruik word. Windenergie. Windturbines skakel die kinetiese energie van die wind om in elektrisiteit, wat dit 'n skoon en hernubare bron maak. Waterkrag. Bewegende water, soos riviere of damme, word gebruik om elektrisiteit met turbines op te wek. Dit is bekend as hidroelektrisiteit. Geotermiese energie. Hitte van die aarde se kern word gebruik om elektrisiteit op te wek of verhitting te verskaf. Biomassa-energie. Organiese materiale soos hout, landbouafval en diereafval word verbrand of omgeskakel in brandstof vir energie. Gety en golfenergie. Die beweging van seegety en golwe genereer elektrisiteit. Waterstofbrandstof. Waterstofgas word as 'n skoon brandstof gebruik, dikwels om voertuie aan te dryf. Die koste van elektrisiteit. Die koste van kragverbruik. Elektriese krag is die tempo van elektriese energievoorsiening. Elektriese krag word gemeet in eenhede wat watt of kilowatt genoem word. 1 watt krag is gelyk aan 1 joule energie, wat in 'n sekonde verskaf word. 1 watt is dus gelyk aan 1 joule per sekonde. Verbruikers betaal vir die hoeveelheid krag wat hulle gebruik. Die hoeveelheid elektriese krag wat gebruik word, word gemeet in kilowattuur. Die koste van die verbruikers word soos volg bereken. Koste is gelyk aan die kraggradering van die toestel maal die aantal ure wat dit gebruik word, maal die eenheidsprys van elektrisiteit. Die energieverbruik van verskillende toestelle soos gloeilampe of kompakte fluoriserende lampe verskil. Daar is ook alternatiewe toestelle of stelsels soos sonpanele vir die verhitting van water. Bereken die energieverbruik van toestelle. Hou in gedagte dat 1 kilowatt 1000 watt is. Energieverbruik in kilowattuur is dus die gradering van die toestel maal die totale hoeveelheid tyd wat die toestel gebruik is. Byvoorbeeld, 'n skootrekenaar met 'n wattgradering van 200 watt, wat gebruik word vir 24 uur. 200 watt gedeel deur 1000 gee vir ons 0,2 kilowatt. 0,2 kilowatt maal 24 uur gee vir ons 4,8 kilowattuur. Hoe om 'n prop korrek te bedraad? Om 'n prop veilig te vervang, benodig u die volgende gereedskap. Die noodsaaklikste gereedskap is 'n skroewedraaier om die propomhulsel oop te maak en die skroewe vas te draai. Draadstropers om isolasie van die drade te verwyder. 'n Tang om die drade stewig vas te gryp en te buig. 'n Kabelsnyer om oortollige draad af te sny. Spanningstoetser of 'n voltmeter om te kyk of die prop korrek werk. 'n Nuwe prop, 'n vervangingsprop wat ooreenstem met die weerstand. Sekering. Indien dit nodig is, maak seker dat die korrekte sekering geïnstalleer is vir veiligheid. Stappe om 'n prop te ruil. Skakel die krag af, trek altyd die prop uit voordat jy aan die toestel begin werk. Maak die prop oop, gebruik 'n skroewedraaier om die deksel te verwyder. Verwyder die ou drade, maak die skroewe los en skroef die drade los. Berei nuwe drade voor. Verwyder die isolasie en sny dit tot by die korrekte lengte. Verbind die drade, heg die lewendige of die bruin draad, nitraal of die blou draad en die aard of groen of geel draad aan die regte terminaal. Draai die kabel vas. Draai die skroewe vas en maak seker dat die kabelgreep die draad stewig vashou. Maak die prop weer toe, sit die prop weer bymekaar en toets dit met 'n voltmeter. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n 3-punt prop. Die geel en groen draad word aan die boonste aarddraad gekoppel. Die blou nitrale draad word aan die linkerkant gekoppel en die bruin lewendige draad aan die regterkant. Besekering word geïnstalleer indien nodig. Die kabelgreep hou die kabel in plek terwyl die buitenste isolasie ons beskerm teen elektriese skok.